Goeiedag. Dis vandag Dinsdag 30 Julie ook baie welkom by hierdie klankoordenking. Ons is steeds besig dan ook met die reeks rondom die lewe van ons Here Jesus en ons het nou in die begin gefokus op die Ou Testamentiese heenwysings na hom. In kort kan ons nie anders as om te sê die hele Ou Testament roep na ons Here Jesus Christus nie. Daar was verskeie lyne van vervulling. Ons het genoem die verbondslyn. Ons Here wat volgens God se belofte uit 'n bepaalde geslag gebore se word, uit die stam van Juda, vanaf Adam via Abraham oor Dawid heen, deur die ballingskap heen, duisende jare later tot die geboorte van ons Here Jesus. En in hierdie lang geskiedenis van die Ou Testament was daar ook verskeie gebeurtenisse wat direk heen gewys het na ons Here, byvoorbeeld die verlossing uit Egipte, Jona 3 dae, 3 nagte in die vis se maag. Ons het gesê daar's hoeveel verskillende profesieë wat heen gewys het na ons Here Jesus en wat in hom alles vervul is. Vandag fokus ons dan op die offerdiens in die Ou Testament wat heen wys na ons Here Jesus. Nou die naam offer kom van die Latynse woordjie offerre af en dit beteken letterlik om aan te bied. Offerdiens is so oud soos die mensdom, nie net deel van die Bybelse geskiedenis nie. Al die ou Oosterse godsdienste in die Bybelse tyd het offers gebring. Met ander woorde, hulle het iets, 'n offer aan hulle gode aangebied. Ons lees in Genesis 4 in die Bybel vir die eerste keer daarvan as Kain en Abel offers aan ons Here bring. En in Genesis 8 lees ons die eerste keer van 'n altaar waarop Noag brandoffers gebring het nadat hy en sy familie gered is. Waarom het die eerste mense, die ou aardsvaders, lank voor Moses dan alreeds offers gebring? Soos wat ons genoem het, die eerste verwysing na 'n offer in die Bybel is van Kain en Abel. Kain sin wat verwerp is, Abel sin wat aanvaar is, maar nêrens staan daar aan die begin dat God pertinent hierdie offers geëis het nie. Levitikus 1-7 word verskeie offers bespreek en ons vind daarin dit is alles nadere goddelike reëlings rondom die offers wat destyds reeds bestaan het. Ons kan dus nie presies sê wanneer, waar en hoe en by watter geleentheid of dalk selfs of God pertinent al hierdie offers ingestel het nie. Maar wat ons met baie groot sekerheid kan sê, is dat dit na die sondeval deel geword het van die mens se godsdienstbeoefening. Want, dan is dalk oorvereenvoudig, as gevolg van sonde is die verhouding met God verbreek. Die mens self van sy kant af kon hierdie verhouding op geen manier weer herstel nie. Versoening was alleen moontlik van buite, van bo, van God af. Na die sondeval het God in sy groot genade die moederbelofte gegee. En daarin dan ook die bepalings, dit moes betaling wees. En hierdie betaling was alleen moontlik deur bloed heen, deur die dood heen, deur die ewige dood. Geen mens kon betaal nie. Net die beloofde God gestuurde middelaar, waarlik mens, waarlik God. Hy sou kom om die kop van Satan te vermorsel. Maar totdat sy liggaam dan gebreek is en sy bloed gevloei het tot volkome versoening ook van al ons sondes, daar is die offerdiens. Dit is ingestel om die mens te bly herinner aan die offer wat nog sou kom. Gelees gerus dan Levitikus 1-7. Maar as 'n mens lees van die offers, dan is die belangrike, uiteindelik is deurgangs ook so belangrik om te besef, dit gaan nie oor die offer self nie. Ja, natuurlik, daar was baie bepalings en voorskrifte daar rondom. Maar dit gaan uiteindelik om die hart van die een wat die offer bring. In Psalm 40, vers 7-8 lees ons so mooi:
Dis nie diereoffers of graanoffers wat u wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat u vra nie. U wil gehoorsaamheid hê, om u wil te doen, my God. Dit is my begeerte. So uiteindelik gaan dit om die hart van die een wat die offer bring. Ons lees van brandoffers daar in Levitikus 1, dit was ook die wierookoffer of die vuuroffer genoem. Ons lees van die graanoffer of die spysoffer, van die maaltydoffer of die vredesoffer, ons lees van die sondeoffer en die skuldoffer, van die slagoffer, die beweegoffer, die drankoffer, die sondebok, die eerstelingoffer, die eerste oesoffer en daar is verskeie Ou-testamentiese offers. Waarom is hulle alles gebring? Ek lees vir ons Hebreërs 10, die eerste 10 verse en ons sluit daarmee ook af. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat nog sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring. En tog kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig is en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. En daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffer of graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het, die liggaam van ons Here Jesus. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my opgeskrywe, profetiese woorde van ons Here Jesus. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en dit het u nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskrywe word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. En in hierdie woorde is al die Ou-testamentiese offers wat heen gewys het na ons Here Jesus, en ons Here Jesus self vervul. Hy is die offer wat eens en vir altyd vir ons sondes ook gebring is. Here, dankie dat ons ook uit hierdie Ou-testamentiese offerdiens en wat dit ons alles leer, evangelie mag hoor. Want dit alles wys heen na u, Here Jesus. U, die offerlam wat eenmaal gebring is. Here, nie net as versoening van sondes vir 'n tydelike tydperk nie. U liggaam is gebreek. U bloed het gevloei tot volkome versoening van al ons sondes vir ewig. Ons loof en prys u vir hierdie genade. Dankie dat u dit ook so in die Ou Testament aan ons bekend maak en dat ons ook so uit Hebreërs ook opnuut mag besef, dis alles in u vervul. Here God, lei ons dan ook in ons daaglikse lewe, sodat ons lewe een groot offer van dankbaarheid kan wees vir ons verlossing in u. Amen. Seën vir jou.